Maar iemand dra die koste hiervoor. Ouens wat al moes toemaak, het nie die hulp gekry nie. Daar's baie sektore wat ook vir hul smeek. Hulle word nie gehelp nie, want die regering kan nie hierdie spoeg en plak werk aanhou doen nie. Gryp in op plekke om plekke aan die gang te hou as gevolg van swak industriële beleid en as gevolg van elektrisiteitspryse wat nie nodig was nie. Die minister van Energie en Elektrisiteit, Dr. Gonsiyenso Ramokgopa, het vroeër die week aangekondig dat die regering Samancor en Glencore se elektrisiteitsrekening sal subsidieer. Dit gaan die regering sowat 5,2 miljard rand kos en waar daardie geld vandaan gaan kom is nog nie seker nie. Die smelters het aangevoer hulle sal hulle deure moet sluit omdat die hoë kostes van elektrisiteit maak dat hulle nie kop bo water hou nie. Spraak met die uitvoerende hoof van IHASA, Gerard Papenfoos. Goeiemôre Gerard. Hallo Susan. Julle reaksie op die besluit deur die regering om die smelters te subsidieer? Susan, hier is 'n klomp faktore wat in mekaar inwerk. Dit is so dat die kragverbruik deur smelters is geweldig hoog en die normale prys wat ons almal betaal, maak dit vir hulle onbekostigbaar. So hier lê die kern van die probleem. Die hoë elektrisiteitspryse. Die eerste ding wat ons moet in ag neem, dat alle Suid-Afrikaners word presies aan daardie pryse onderwerp. En daar is baie besighede wat al klaar moes gesluit het as gevolg van hierdie pryse. En iemand moet dit betaal. Daai 5,2 biljoen rand kom van iemand af en dit is verbruikers elders. Hulle sal dit moet betaal. Nou natuurlik is die argument, ja, maar die smelters as hulle nie meer hulle werk kan doen nie, as hulle toemaak, wat is die effek? Een argument is wel gaan doen die smeltwerk in die buiteland. Dit is goedkoper om die roumateriaal uit te voer in China te laat smelt en dan terug te bring wat jy nodig het. Dit is goedkoper as wat die prys is. Die effek daarvan is enorme werksverliese. So dis 'n baie komplekse ding, maar iemand dra die koste hiervoor. Ouens wat al moes toemaak, het nie die hulp gekry nie. Daar's baie sektore wat ook vir hulp smeek. Hulle word nie gehelp nie, want die regering kan nie hierdie spoeg en plak werk aanhou doen nie. Gryp in op plekke om plekke aan die gang te hou as gevolg van swak industriële beleid en as gevolg van elektrisiteitspryse wat nie nodig was nie. Nou, as 'n mens sê dis nie nodig nie, die aard van die saak, dan klink dit asof mens blame plaas, maar in hierdie geval moet ons blame plaas op die korrupsie en die ongeruimdhede en die swak leierskap wat gelei het tot die probleem wat tot kort rukkie gelede bestaan het. So dit is 'n komplekse ding. Hoekom word hierdie ouens, hoekom kry hulle uitkoms wel? Jy weet, party ouens het oor by die president, ander het nie noodwendig daardie kort pad toegang nie. Ja, ek wil nou vir jou vra, hierdie twee maatskappye is privaat maatskappye, reg? Hoekom word hulle gesubsidieer en soos jy nou noem, ander maatskappye wat ook hierdie dierpryse moet betaal en hulle betaal nie ook 'n spesiale prys nie, want hierdie ouens betaal reeds 'n spesiale prys. En sektore soos bijvoorbeeld landbou wat voedselsekerheid skep en 'n werkskepingsmeganisme is, kry nie dieselfde ondersteuning nie. Wel, dit is 'n baie goeie vraag. Dit is ek dink op die einde van die dag kom dit daarop neer wie het die toegang tot die instansies waar dit tel. Dis maar dit. En ons weet nie presies alles wat agter die skerms plaasvind nie, maar daar is baie plekke wat vir hierdie land van groot waarde is wat regtig sukkel op hierdie stadium. Die hoë elektrisiteitspryse is vernietigend vir almal. Elke besigheid ly daaronder. En daai 5,2 miljard word natuurlik nou klein bietjies van almal gevat. Waar anders kom dit vandaan? Of deur verhoogde elektrisiteitspryse of deur belasting. Daar's net twee maniere wat jy hierdie geld in die hande kan kry. So nee, jy vra 'n baie geldige vraag, Susan, maar dis 'n vraag wat nie antwoord het nie, behalwe dat as jy ouens in hoër plekke ken, dan het jy toegang. En dis is maar waar die antwoord lê. En sê vir my, wat gaan nou sake verander? Hierdie maatskappye kon nie voor byvoorbeeld die tariefheffings al kop bo water hou nie. Gaan hierdie regtig soveel groot verskil maak dat hulle nie hulle deure hoef te sluit nie? Ons weet nie, Susan. Ons weet nie. Gaan dit, ek meen hulle het reeds hulle werk lank reeds met spesiale tariewe. Gaan hierdie enkele ekstra sente, gaan dit nou die waar deur die drif sleep. Jy weet, hier is die ding wat ons met al hierdie hulp, en ons het dit nou gesien met tariewe,
as jy eers instansies moet begin uithelp met tariewe, nou dit is tariewe, in hierdie geval is dit 'n ander vorm van tariewe, dit is sommer direk, dis goedkoop kragpryse, dan is dit die begin van die einde. Is daar 'n punt waar ouens hulle uit hierdie gemors kan uitwerk en sê, weet jy, dankie, die hulp was goed. Die noodledigingshulp was nou goed. Ons is nou deur die ding, nou kan jy stop. Of is dit nou 'n lewenslange ding? Want nou het jy die voordeel, en ons het gesien met tariewe in die geval van AMSA, die oomblik as jy die tariewe kry, wel, dan die beskerming kry, dan hoef jy nie te verbeter nie. Jy maak nou daarop staat. So hier is die vraag, en dit net tyd sal leer of hulle ons by 'n plek sal kom waar hulle vir die staat sal sê, kyk, dankie, dit was goed, ons is deur die drif, julle kan nou maar ophou. Baie dankie, dit was die uitvoerende hoof van IASA, Gerard Wapenfoes.